Hallo julle, ek sit hier op die stoep en dit is nou 2,5 maande vandat my oudste volwasse seun van 34 gediagnoseer is met akute leukemia. Nou dit was ons is deur 2,5 maande toe daai nuus aanvanklik gekom het, maandag of dinsdagoggend was nogal soos een van die lewe se beste curveballs wat jy glad nie verwag nie. En skielik is hier 'n potensiële doodsvonnis voor jou deur van 'n jong man wat vol lewe is en nog soveel drome het en soveel het om te lewe. En skielik verander alles. So, en 'n mens se hartseer en die werklikheid van die situasie en die oorweldiging en die onvermoë om te weet wat om te doen. Ja, daai gevoel van swakheid en kwaad en vrees en angs en alles die mekaar is iets wat 'n mens eintlik nie vir iemand anders kan beskryf nie, né? So, ons is in die proses in en 2,5 maande later het hy al heel wat chemoterapie gekry en die laaste 2 weke was die ergste. As jy iemand sien op die reintjie stap en nie weet of hy het gaan maak nie, en swaar kry en nie kan eet nie, nie kan drink nie, niks nie. En dis jou eie kind. 'n mens sal enigiets doen. En dit is so 'n mens voel, jy wil enigiets doen en jy sal enigiets doen, maar jy kan niks doen nie. Jy kan nie. Jy kan niks doen behalwe oorgee en vertrou en hoop en glo en ondersteun. En daar's so 'n fyn grens daar. Jy weet, as ouers is baie keer is mens baie skuldig daaraan om jou lewe deur jou kinders te wil lewe, om vir hulle te wil gee wat jy nie gehad het nie, om vir hulle nie te gee wat jy wel gehad het, die trauma en die swaar kry en die armoede, wat ook al. En dan oorkompenseer mense en jy oortree eintlik en jy vat 'n plek in hulle lewens waar jy hulle lewens wil probeer rig of stuur of jou lewe net deur hulle lewe. En met ons volwassene kinders is ons ook maar deur daai proses om te besef dat dit nie gesond is nie en dat dit nie vir hulle lekker is nie. Hulle wil hulle eie lewens lewe. Hulle wil hulle self vind en hulle self uitleef en besluit hoe hulle wil leef. En om mense toe te laat en om daai posisie van jouself te herposisioneer as 'n ouer van 'n plek van daai ondersteuning waar jy weet wanneer en hoeveel inisiatief jy kan neem en hoeveel liefde jy kan gee en moet gee en wanneer jy dit moet gee en wanneer jy net moet terugstaan en toelaat en aanvaar. Ja, so, maar nou is ons by 'n ander ene waar ek vind myself my lewe nie wil lewe omdat my volwasse seun nie sy lewe kan lewe nie. So as ek na myself kyk oor die laaste 2,5 maande, dan sien ek iemand wat gestop het om te lewe, iemand wat net alles gekanselleer het. Ek het hierdie jare 'n nuwe besigheid begin, Camping Cycle Adventures, en ek het vir die jaar my fietsavonture gekanselleer. En ek het letterlik op die stoep kom sit. En ons het 'n plekkie gehuur in die Kaap en ons het vir hom elke dag gaan besoek en vir hom kos gevat en vir hom ondersteun so goed ons kan. Maar daar's so min wat 'n mens eintlik kan doen en moet doen. En in die kere wat ons, jy weet, probeer het om iets te doen, dat ons dit uit vrees het gedoen, of uit angs, en die dokters aangevat en die verpleegsters aangevat en die hospitaal aangevat. En daar's geen positiewe resultate gewees van dit nie. So ek het teruggestaan en besef, ek wil nie my lewe lewe nie, want ek voel skuldig, want 'n jong man kan nie sy lewe lewe nie, my volwasse seun. En nou hou ek terug, ek voel verlam, ek voel ongemotiveerd, ek
voel moeg, ek voel ontmoedig. En om nou weer te begin ervaar in my lyf is daar weer tekens van lewe. En dan voel ek skuldig daaroor. Want hoe kan ek nou my lewe wil lewe as hy nie kan nie? Hy stuur vir my so 'n foto van ouens wat uit die tronk uit vrygelaat word in hulle oranje pakkies. En die hek van die tronk lyk presies soos die hek van daai saal 8, vloer D, waar hy in is. Nou al vir 2,5 maande. Ek is seker hulle dieselfde kontrakteur gebruik om die hekke te maak in die tronke en in die hospitaal. Want dit lyk presies dieselfde. En dit is letterlik, hy is net in 'n slaapbroekie, nie in 'n oranje pakkie nie. En hy het 'n vonnis oor sy lewe. En hy was al 1 of 2 keer uit op parool. Daar's soveel parallelle. En hy voel soos 'n gevangene wat sy lewe in 'n oomblik verander het. En daai onsekerheid van die toekoms, en ons weet nie hoe dit gaan uitspeel nie. En dan om te dink, moet ek myself nog steeds kwesbaar maak om te glo, om te hoop, om positief te wees oor die lewe. Dan voel dit vir my verkeerd. Dan wil ek terughou en huil en dan's angs en vrees en kwaad my vriende, eerder as hoop, geloof, vertroue en 'n positiewe verwagting vir die lewe. Ek besef Sandrey het 'n pad om te stap. En daai pad is 'n pad wat jy alleen moet stap. Niemand kan dit saam met jou stap nie. En ek kan hom net ondersteun om daai alleen pad te stap, om deur daai portal te gaan, die oog van die naald, waar hy moet gaan. En hy moet elke dag sy lewe lewe en die beste daarvan maak. En dis al wat ek ook kan doen, om elke dag die geleenthede wat oor my pad kom om te lewe en die dag te beleef en na die voëls te luister en te gaan fietsry en myself te gee vir ander mense. Elke dag. En ek kan dit vat 1 dag op 'n slag, dis so kan begin. Stadige klein treetjies weer. En dis wat ek wil doen. Ek wil my lewe lewe. En nie skuldig voel daaroor nie, of myself terughou nie. En ek wil hê Sandrey met sy lewe lewe. En sy lewe op die oomblik is agter die traliehek op vloer 8 saal D in Tygerberg Hospitaal, wat hy moet lewe. En hy kan net sy bes gee daar en homself oopmaak om elke dag ten volle te lewe en die uitkoms te aanvaar. En ons staan vas en glo en vertrou dat dit 'n positiewe uitkoms sal wees en dat goed sal uitwerk. En wanneer dit nie uitwerk soos ons graag wil nie, dan wil ons ook dit aanvaar. Maar dit beteken nie ons sit onsself op vir teleurstelling nie. Nee, op geen manier nie. Ek wil positief wees en vertrou vir die beste moontlike uitkoms. Vir sy lewe en vir my lewe, elke dag. Elke dag, sodat om 1 dag op 'n slag. So of ek as ouer nou my lewe wil lewe deur my kinders, die lewe wat ek nooit gehad het nie, die goed wat ek nooit gehad het nie, en of ek nou my lewe nie wil lewe, omdat my volwasse seun nie sy lewe kan lewe nie, is 2 kante van dieselfde muntstuk. En ek is gekonfronteer daarmee weer eens. Ek sê daarmee glad nie dat as ouers kan ons nie trots wees op ons kinders se prestasie of hulle suksesse in hulle lewens en meer lewend vir hulle ondersteun nie. Maar dis daai ongesonde plek waar ek my identiteit vind of nie vind deur hulle lewens, waar hulle lewens lewe
en daar 'n gesonde interaksie en ondersteuning is en 'n herposisionering as 'n ouer teenoor 'n volwasse kind. Dis nie ouer teenoor 'n kind waar jy 'n sekere posisie inneem oor sy lewe om hom te stuur en te rig en te beskerm en te help en te alles vir hom te wees nie. Daai is wat ons moet laat gaan. Of jou kind nou lewenssuksesvol is en of jou kind met akute leukemie gediagnoseer word. Of dalk opskop op universiteit of 'n werk bedank wat ons voel hulle nie moet bedank nie, of verslaaf raak aan iets, verkeerde verhoudings betrokke raak, egskeiding, slegte besluite met kinders, kinderopvoeding. Jy weet, daar's soveel dinge wat ons projekteer in ons kinders wat ons graag wil hê hulle moet wees of nie wees nie, en wanneer hulle faal in dit, dis presies dieselfde. En ek voel swak in die proses en is in die proses om weer eens vir myself te vra, hoe moet ek myself hier posisioneer teenoor my seun met die diagnose wat hy heidaglik het, en om sensitief te wees teenoor hom, ook vir hom te ondersteun, maar om te weet waarom te gaan, en 'n oop gesprek te hê met hom oor hierdie goed. En ons het al oor die goed gepraat, maar dis 'n reis waarop ons is, wat vir my vat na plekke toe waar ek eintlik nooit voorheen was nie. 'n plek van oorgawe, ja, 'n plek van aanvaarding, daai plek waar ek moet toelaat dat hy die pad moet stap en deur daai spesifieke portal gaan waar hy moet deur, en 'n plek waar ek myself moet toelaat om nie die sy weer te wees nie. In my swakheid moet ek as ouer van volwasse kinders my pad vind en my weg vind om my lewe te lewe en vir hulle te ondersteun, toepaslik te ondersteun vir wat hulle nodig het. En daai spanning om die twee vas te hou voel soos 'n spanning. Maar ek moet daai spanning kan vashou en kan hou met deernis teenoor myself, om te weet, alhoewel ek swak voel in dit, dat ek wel my volwasse seun kan ondersteun. Maak nie saak waardeur hy gaan nie. Om vashou en om toelaat om sy pad te stap, terwyl ek nog steeds my pad stap en my lewe lewe. Alhoewel dit vir my swaar is, wil ek vandag sê, dis wat ek wil doen. Elke dag voluit lewe.